Liefdevolle Vader, ons is dankbaar dat ons in die huis byeen kan kom as 'n gesin. Ja, Here, ons is so afhanklik van U. En ons is dankbaar dit wat U elke dag in ons lewens doen. Openbaar dit vir ons sodat ons dit met ander kan deel. En met die besef dat ons so afhanklik van U is en dat die mensdom, ja, die hele mensdom is afhanklik van U. En ons wil dit uitverkondig, ons wil dit uitdra aan die mense daar buite, dat hulle besef dat hulle enigste redding op die eindtyd, wanneer U kom om U kinders te kom haal, U en die pad wat U vir ons bekend gemaak het. Here, ons loof en prys U vir die reën wat U in Willemore laat val het en omgewing. Ja, ons is so dankbaar, maar ons kan sien in die veld die blydskap wat die aarde toon teenoor die reën wat geval het. Maar ons het ook, elkeen van ons het ons eie behoeftes. En ons wil na U toe kom en vir U vra, Here, strek U hand oor ons. Gee ons U seëning, U krag en U insig, sodat ons die pad kan loop wat U wil hê ons moet loop. Help ons om 'n voorbeeld vir ander te wees. Dat hulle kan sien daar's 'n verlosser en saligmaker waarna hulle kan reik en hulle kan die belofte wat vir ons gegee is in die woord, dat die woord vir hulle bekend kan word. Want is iets wat ons moet deel, iets wat ons met oorgawe aan ander mense moet kan verkondig. Soms is dit vir ons baie moeilik en hulle wil nie hoor nie, Here. Nou, hoekom doen ek dit? Ons moet nie ophou om dit te doen nie. Want die antwoord is daar. Kom na my en jy sal gered wees. Dis die hoop wat ons het. Here, ons tree soms vreemd op. Ons luister nie na U voorskrifte nie. En ons wil vra dat U vir ons die krag sal gee om uiting te gee daaraan, om U te loof en prys en dit wat U voorskrifte vir ons is, dat ons dit kan uitleef. Dat ons dit met oorgawe sal doen. Ja, Here, ons kom na U en ons vra vergifnis vir ons oortredinge. Ons vra vir dit wat onbekend is vir ons, dat U dit vir ons bekend sal maak, sodat ons ook vergifnis daarop kan ontvang, deur dit na U toe te bring. Help ons, Here, om in hierdie tyd wat voor lê, 'n lig in die duisternis te wees. Ons bid hierdie dinge, nie omdat ons het verdien nie, Here, maar alleen uit U genade uit. Amen. Ons het nou die geleentheid om die Here te dien met ons tiendes en offers. Kom ons sluit ons oë. Here, U gee mildelik. Ons het van verantwoordelikheid om vir dit wat U vir ons gee, na U huis te bring, dat U seën oor dit sal wees. Ons vra dat U dit sal gebruik tot uitbreiding van die werk en voltooiing van die tyd. Ons is afhanklik van U. Ons bid dit in U naam alleen. Amen. Ons gaan nou bevoorreg wees om weer eens deur Peer met sang bedien te word. Dankie, Peer. Dankie Sipie, jy het so gebid oor dat ons die Here so nodig. Jy weet, en ek het 'n pragtige lied wat ek met julle wil deel, wat sê, people need the Lord. Every day they pass me by, I can see in their eyes, empty people filled with care, heading who knows where.
On they go with private pain, living fear to fear. Laughter hides their silent cries, only Jesus hears. People need the Lord. People need the Lord. At the end of the road and dreams, He's the open door. People need the Lord. People need the Lord. When will we realize people need the Lord? We are called to take His light to a world where wrong seems right. What could be too great a cost for sharing life with one who's lost? Through His love our hearts can feel all the grief they bear. Restore our hearts the words of life, to them only we can share. And people need the Lord. People need the Lord. At the end of the road and dreams, He's the open door. People need the Lord. People need the Lord. When will we realize that we must give our lives for people need the Lord? Baie dankie. Ons het die Here nodig. Ons kan nie sonder hom bestaan nie, nie 'n dag nie. Ek kan nie 'n besluit sonder hom neem nie. Ek het die Here nodig elke dag van my lewe. En die goeie nuus is, hy is beskikbaar. Hy is bereid om in te tree. Ek moet net roep. Net roep. Baie dankie.
Dit het my hart diep geraak. Maar so raak dit ons harte terwyl ons besig is met die dinge van die Here. Ek het al lang in 'n geruime tyd wat ek kan nie sê ek worstel met gedagtes nie. Miskien moet ek dit anders sê. Die Here is besig om met my te worstel. Ek voel net ek word hier ingedruk en daar uitgesleep en daar word ons oor iets getel en so. Dit voel nie of ek grondvat nie, broer. Dit is net die Here is besig. Dit is besig. En dan in die stilte tye terwyl ons die Here soek en hy naby is, word daar gedagtes gebore en nie uit eie slimheid nie, maar van dit wat die Here lankal reeds op ons pad gebring het. En dan raak ons klein voor die Here en ons sê, Here, dis goed. Dis goed om u kind te wees. Dankie vir u lig en leiding. Soos die boodskap sal voortgaan, sal u verstaan waarom ek u 'n spesifieke verhaal gaan vertel vanoggend. Dis iets wat werklik gebeur het en dit het heel wat lank gelede gebeur. Dis omtrent 40 jaar gelede. Dis maklik amper 40 jaar gelede. 40 jaar gaan soos 'n gedagte verby. Het gaan baie vinnig verby. En ja, miskien so 37 jaar gelede. Ek is moenie my raak sien nie. Hoor die boodskap. Ek doen velddiens, werk in die veld, ek slaap in die veld, ek bly in die veld. Dis net geel masjinerie en eisters en dis wat dit is. Ek slaap die nag in my tent. Ek het klaar gelees en gebid en vir die Here gevra om te beskerm. En hier ek weet nie hoe laat dit was nie. Ek het nog nie 'n selfoon gehad met 'n liggie wat tyd wys nie. Die Here maak my wakker. Maar met 'n spesifieke droom. Ek droom nie baie nie. Ek sit nie eens in dagdroom nie. Ek droom nie, ek doen dit net nie. So die kere wat ek wel droom gehad het, kon ek dit onthou. Ek droom van 'n broeder in die kerk. 'n dierbare, pragtige kind van die Here. Ek droom hy's in 'n middeleeuse aanklagsaal. Die saal sit vol mense. En die broer is op die verhoog. Hy het 'n lang kledingstuk aan soos in daardie tyd. En hy is die aangeklaagde. En dit ontstel my, waarom is hierdie broer die aangeklaagde? En al wat hy vir my sê is, dan stap ek na hom toe en sê hom, wat is aan die gang? Hy sê, ek is alright man. Maar hy is nie. Hoekom is hy aangekla? En dit pla. En dan sê hy vir my, daar sit my vrou en my 2 kinders. Gaan sê net vir hulle ek is alright. En hier in my droom stap ek nou na hulle toe tussen die mense deur, maar daar is so 'n somber stilte en dis lampe wat brand langs die mure. En dan sê ek vir hulle, vir sy vrou en kinders, hy sê hy is alright. Sê hulle, maar as hy daarvoor is, dan is hy nie alright nie. En ek weet nie wat aangaan nie, maar hierdie broer is aangekla, hy word aangekla, maar ek weet nie van wat nie. En dit ontstel my hewiglik. En praat met die Here, sê Here, ek verstaan nie die ding nie. Wat is fout met hierdie man? Hy's 'n steunpilaar in die kerk, hy's 'n leier in die kerk.
Waarom hierdie droom? En dit verdwyn, ek raak aan die slaap. Volgende dag gaan ek werk, maar hierdie ding bly op my gedagte. Dit bly en dit bly en dit bly. Volgende aand, het my so dink aan Samuel. Volgende aand, ek het weer deur alles gegaan, en ek dink ek was besig met 'n boek om te studeer, en die boekie se naam was Voorwaarts. Hoe die Israeliete uit die Egipte uitgetrek het, voorwaarts, ek kan dit nooit vergeet nie. Ek het die hele boek onderstreep, hoekom ek dit gedoen het, weet ek nie. Maar, ek raak aan die slaap, en dieselfde droom kom op. Dieselfde droom, met dieselfde mense, dieselfde atmosfeer. Diep bekommerde man, stap op en af op die verhoog. Diep in gedagte versonke. Hy is die aangeklaagde. Hy is die aangeklaagde en ek weet nie hoekom en waarom nie. Die hele ritueel gaan weer verby en ek is weer ewig ontsteld. Gaan praat met hom. Gaan praat met hom. En ek antwoord hardop, ek sal so maak. Het gaan verby, die week gaan verby. Die volgende Sabbat aand maak ek 'n afspraak met hom. En ek gaan sien hierdie broer. En ek sê vir hom, ek het iets om jou te vertel, broer. En hy sê, nou praat, laat ons hoor. En ek sê vir hom, jy's 'n aangeklaagde. Ek het 2 aande dieselfde droom gehad oor jou. Jy's 'n aangeklaagde. Jy staan as 'n aangeklaagde op die verhoog en jy stap heen en weer. Maar elke keer sê jy vir my, jy's alright. Maar hoekom is jy 'n aangeklaagde? Daar gaan 'n vonnis gevel word. Wat is dit, broer? Die skok staan wit op sy gesig. 'n Vreespak hom beet. Ek deel dit nie ek het dit nie baie gedeel al nie. Maar ek is in my siel en bekommerd oor hierdie broer van my. En ek verduidelik weer vir hom. Hy sê, begin voor, en ek begin voor, en ek vertel dit vir die 2de keer. En hy bly stil. Hy sê vir my, ek kan nie met jou praat nie. Ek kan nie met jou praat nie. Ek sê, waarom nie? Waarom nie? En sy woorde was, ek is besig met iets anders. En ek weet nie waaroor dit gaan nie. En ek gaan huis toe. 'n Paar weke later, toe deel hy al sy gees van profesieboeke uit. Hy gee dit weg, alles. Die hele reeks, alles, gee dit weg. Daar's fout. Daar's groot fout. En skielik is hy nie meer beskikbaar vir 'n pos in die kerk nie. En hy's weg uit die kerk uit. En hy het by Okkie Vermeulen se groep gaan aansluit. Weg. Alles gelos, sy eerste liefde verlaat. Vir jare lank weg. Weg. Maar ene kan ek sê, hy het nooit die kerk beskuldig van liefdeloosheid nie. Hy het dit nooit gedoen nie. Hy het net alles gelos. En die jare het verby gegaan. En met die laaste paar van sy lewensjare het hy die kerk weer so sporadies begin besoek. En ek hoop dat hy sy saak met God uitgemaak het voordat hy gesterf het. Ek weet nie. Ek weet nie of hy dit ooit gedoen het nie.
Maar dieselfde waarskuwing is opgeteken in die skrif, en dit is waarmee ek so geworstel het in die laaste tyd. Daar is mense wat 'n toring gebou het in Babel, die toring van Babel, 'n toring gebou het, om weg te kom van die toekomstige oordeele van God. Hulle het nie geglo dat die wêreld nooit weer met water sou vergaan, en hulle bou, en hulle het reusagtig gebou. Maar wat was hulle motivering? Hulle het die God van hemel en aarde verwerp. Hulle het getwyfel in hom. En om te twyfel is so goed as om hom af te skryf. Sê ek wil niks met jou te doen hê nie. Die een voor wie ek op my knieë val, is die een wat afgebreek word. Die een voor wie en ek op ons knieë val, is die een wat misken word. Sy godheid word hom ontneem. Ons staan skuldig. Maar daar's 'n oordeel aan die kom. Daar's 'n regspraak wat moet uitgeoefen word. Hou vas, julle sitplekke, broers en susters, hou vas. In 1844 het die oordeel begin. Onthou ons dit nog? Ek was nie daar gebore nie. Ek weet nie of enigiemand al in 1844 gebore was. Maar hierdie geloof, hierdie kerk, het sy wortels begin kry in 1844. Hierdie geloof waarin ek sit vandag, hierdie oogappel van God, met sy foute, is God se. Dis God se kerk. Dis niemand anders se nie. En weet jy wat? Die Satan is hoogs ontevrede met u en met my, omdat ons in hierdie geloof sit. Hy hou niks daarvan nie. Hy hou niks daarvan nie. Maar kom ons gaan 'n bietjie aan. Ons gaan probeer om dit kort te knip. Ons gaan probeer. My storie was nou te lank. Die ontsettende waarheid, my broer en my suster, is die feit dat u en ek ook voor die regterstoel van God ondersoek sal word. 2 Korintiërs 5 vers 10 sê dit, want ons moet almal verskyn voor die regterstoel van Christus, sodat elkeen kan ontvang wat hy deur die liggaam verrig het, volgens wat hy gedoen het, of dit goed is en of dit kwaad is. En dit werk nou ongelukkig nie so, dat hoe meer goeie dade ek doen, ek 'n rekening in die hemel kan opbou, en as ek nou iets slegs doen, dan trek ek nou weer van dit af. Dit is nie soos 'n rekeningkundige som, baie goed en bietjie sleg, en nou begin ons die aftrek, optel sommetjie doen. Maybe is daar nog goeie dinge oor, as ek al die slegtes afgetrek het. Dit is ongelukkig nie hoe dit werk nie. Dit is ongelukkig nie hoe dit werk nie. As ek nie gehoorsaam is nie, is ek ongehoorsaam. Dis oor en klaar, oor en uit. Maar God het ons gewaarsku, selfs nou nog, in sy genade doen hy 'n beroep op ons, om onsself te berei om voor hom te staan. In Openbaring verklaar Johannes dat hy toe die oordeel begin het, hy 'n magtige boodskapper gesien het, wat met 'n dringende boodskap haastig na al die nasies van die aarde gaan. Hierdie werk het so vinnig gegaan, dat die profeet dit beskryf het, as 'n engel wat in die middel van die lug vlieg, en wat al die nasies van die aarde waarsku, dat die oordeel van God in die hemel begin het. Hy het gesê, ons lees dit Openbaring 14 vers 6-7, en ek het 'n ander engel in die middel van die lug sien vlieg, met 'n ewige evangelie. Wat se evangelie? 'n ewige evangelie, om te verkondig aan al die bewoners van die aarde, aan almal. En interessant, woensdag aand, sit op daar saam met Boer François, en hy haal daar 'n statistiek uit, en ek kan dit nie nou reg onthou nie. Hoeveel volke wat deur die United Nations erken word, moet nog bereik word? 238 volke word deur die United Nations as volke erken, en daar kort nog 3, 4.
Ons werk al in 216 van die lande en die statistiek was in 2021. 216, hoeveel is oor? Hoeveel is oor? 24. So, hoe lank nog? Hoe lank nog? Hoe lank nog voor hierdie woord, hierdie boodskap van hierdie kerk, hoe lank nog voordat dit reg deur die wêreld versprei is? Hoe lank nog? Ons is al reeds 170 jaar plus aan die gang. Ons het tot hier gekom. Hoe lank nou nog? Hoe lank nog? Ek raak so, ek moet 'n woord uitdink. Ek raak so goddelik bang as ek dink aan die tyd wat oor is. En as ons kyk na in die gees van profesie, dan beteken dit dat ons op hierdie stadium baie naby aan die einde van 6000 jaar is. Baie naby. En dan kan ek nie vir jy verder sê wat gaan gebeur nie. Maar daar's iets aan die kom. Daar's iets aan die kom. En die vraag is ek gereed vir dit? Is ons gereed? Vrees God en gee hom heerlikheid, want die uur van sy oordeel het gekom, en aanbid hom wat die hemel en die aarde en die see en die waterfonteine gemaak het. Hierdie is 'n boodskap wat aan alle nasies verkondig moet word, nadat die uur van God se oordeel in aanvang geneem het. Dit is God se laaste waarskuwing aan die aardbewoners, om hulle tot hom te bekeer. Dit sal onder alle nasies mense berei vir die koms van Jesus, en hulle lei om die gebooie van God en geloof in Jesus te bewaar. Dit sal 'n hervormingsboodskap wees, my broer en my suster, net soos die mense op die versoendag van die aardse heiligdom hulle voor God moes verootmoedig en hulle sondes moes bely ter voorbereiding van die oordeel, sal hierdie boodskap manne en vroue oral lei om hulle tot God te bekeer ter voorbereiding van die oordeel voor die regterstoel van die hemel. As ons nou mooi dink, is hierdie boodskap wat hierdie kerk, die 7de dag Adventiste kerk verkondig, die laaste boodskap van redding in 'n verlore gaande wêreld. Dit is die boodskap. Gaan verkondig aan die wêreld dat Jesus Christus ons verlosser is. Gaan en leer die wêreld dat hulle die skepper van hemel en aarde moet aanbid. Gaan leer dit vir die wêreld, gaan vertel vir hulle. Moenie swyg nie, gaan vertel. Maar hoe kan ek vertel terwyl ek besig is om ander dinge te doen? Hoe kan ek gaan getuig vir Jesus Christus? Hoe kan ek 'n wêreld probeer oortuig van sonde? Terwyl ek gaan 'n snaakse voorbeeld gebruik. Terwyl ek deur Ford betaal word en 'n Ford baadjie dra, en dan skree ek vir Isuzu. Is dit wat ons doen? Dink jy my werkgewer gaan tevrede wees met my? Gaan hy tevrede wees met my gedrag? Nee. Ons gaan elke een verskyn voor die regterstoel van God. En ek sal verantwoording doen vir my dade, of dit goed of sleg is. Hier kom 'n kans. Op die versoendag van die aardse heiligdom
is daar op die ramshoring geblaas as 'n spesiale waarskuwing vir die volk. As jy in die Ou Testament gaan lees, dan sal jy dit sien. Lees Levitikus 25 vers 9, gaan lees dit. Dan gaan jy sien, die Here het dit goed gedink om die mense op 'n beeld te laat blaas, om die volk te waarsku. Die dag kom, die versoendag kom. En as hulle dit hoor, dink ek daar was baie wat geskarrel het, alles in hulle vermoë gedoen het, om hulle sondes te bely. Want hulle het die waarskuwing gehoor, hulle het geskarrel om dit te doen. Die wat dit nie gedoen het nie, moes maar vat wat na sy kant toe kom. So, deur waarskuwings, my broer en my susters, deur waarskuwings word die volk van God gewaarsku om hulle self te bekeer en terug te keer na hulle eerste liefde. Die groot boodskap van Openbaring 14 was die teebeeld van die geblaas op die ramshoring. Hierdie engel wat Johannes in die lug sien vlieg het met 'n harde stem uitgeroep. En dis presies wat in die vroeë volk, in die vroeë Israeliese geskiedenis, wat die ramshoring gedoen het. Die volk opgeroep, hulle gewaarsku, kom, die dag van oordeel kom, maak gou. Ook van die ander Bybelse profete het gespreek van hierdie laaste beroep van God op al die nasies van die aarde. En soos ook wat die profeet Joël dit gesê het in Joël 2 vers 1, 12 en 13. Blaas die basuin op Sion en blaas alarm op my heilige berg. Laat al die inwoners van die land bewe, want die dag van die Here kom, want hy is naby. Maar selfs nou nog, spreek die Here, bekeer julle tot my met julle hele hart en met vas en geween en rouklag en skeer julle hart en nie julle klere nie en bekeer julle tot die Here julle God, want hy is genadig en barmhartig, lankmoedig en groot van goedertierenheid en een wat berou het oor die onheil. Dis die God wat ons dien. Dis die God wat ons dien. My broer en suster, ons het reeds aangetoon dat die tyd gekom het vir die reiniging van die hemelse heiligdom. En dit het begin in 1844. En daardie tyd, toe die gereg gaan sit en die boeke is geopen. En op daardie dag, op daardie tyd in 1844, het ook die verkondiging van die oordeelsuurtyd begin. Toe die hoofpriester die allerheiligste betree het, deur die laaste voorhangsel gegaan het hierdie boodskap in 1844 gaan verkondig, dat die uur van sy oordeel gekom het. Toe het dit teenswoordige waarheid geword. En dit is teenswoordige waarheid tot vandag toe. Die uur van sy oordeel het gekom, dis nog steeds aan die gang. Waar staan u en waar staan ek? Die tyd gaan kom, wanneer my naam geroep word. Ek weet nie wanneer dit is nie. Maar as my naam geroep is, sal ek verantwoording doen, dat dit wat ek gedoen het, of dit goed of sleg was. En my gebed is dat die Here ons sal genadig wees, dat ons betyds sal terugkeer na ons eerste liefde. Dis Jesus Christus en hierdie geloof wat uit die as van donker eeue ontstaan het, wat die oogappel van God geraak het, dat ons hierin gevestig sal raak. En dat ons weer eens ons besluite sal neem om vas te staan, kom wat wil. Dis nie die kerk wat my gaan hemel toe vat nie, maar ek sien hierdie kerk as die bus wat my sal vervoer iewers heen. Na 'n veilige hawe of 'n halte waar dit ook al mag wees,
Moenie afklim nie, want jy gaan nie weer 'n kans kry om op te klim. Soos daardie broer van my wat ek hoop en ek bid dat hy sy lewe vir die Here weer gegee het en dat hy reggemaak het. Dat hy die laaste bassein gehoor het en dat hy teruggekeer het met hart en siel en dat hy nie vir ewig verlore gaan wees nie. My broer en my suster, ek gaan vinnig vorentoe. Anders het ons nog weer regtig gesit tot 2:30 vanmiddag. Die sonde skei 'n mens van God. Dit was weens die sonde dat die mens uit die tuin van Eden verdryf is en dat hy onderworpe geraak het aan die ewels en ellende van hierdie lewe. En God het aan die mens toe hy hom geskaap het gesê dat hy die sonde nie in sy koninkryk sou, 'n goeie Afrikaanse woord, gedoog nie. Gebruik ons nog die Afrikaanse woord? Ek sal dit nie tolerate nie, is die beter Afrikaanse woord. Hy het die sonde, dit is weens die sonde dat sondaars in die poel van vuur vernietig sal word. Dit klink baie kras en hard vandag, my broer en my suster, maar dit is die laaste ding wat met 'n sondaar sal gebeur, en dit is dat hy in die poel van vuur gewerp sal word. As hy nie sy hart vir die Here gee en tot bekering kom en terugkeer na sy eerste liefde nie. 'n jammerlike uiteinde vir 'n sondaar. Dit was God se begeerte om die mens te red van hierdie vreeslike gevolg. En daarom het hy die verlosser gegee. Christus het gekom, hy het sy hemelse koninkryk prys gegee om sy volk van hulle sondes te verlos. My broer en my suster, die sonde wat hulle van hulle Skepper skei, vernietig. Die tekens van die tye dui daarop dat die proeftyd van die mens byna verstreke is. Alle voorbereiding wat ons wil maak vir die oordeel sal dadelik moet geskied. Om dit uit te stel sou uiters gevaarlik wees. Ons het al reeds te lank gewag. Ons moet nou die tyd uitkoop as ons nie vir ewig te laat wil wees nie. Maar ons moet weet dat ons voor die regterstoel sal verskyn. Ons sal moet rekenskap gee van ons dade wanneer ons daar staan. Die ondersoek van die boeke sal baie deeglik wees. Paulus het gesê dat die Here, 1 Korintiërs 4 vers 5, die verborge dinge van die duisternis in die lig sal bring en die bedoelinge van die harte openbaar sal maak. Daar het ons dit. Ons kan nie ons geheime vir die Here verberg nie. Hy sien alles wat ons doen en hoor alles wat ons sê. En die engele teken aan alles wat ons doen en sê en dink. Hulle teken dit aan in die fynste besonderhede. En daarom sal ek kom in die werk van die oordeel. Prediker 12 vers 14 sê, want God sal elke werk bring in die oordeel wat kom oor al die verborge dinge, goed of sleg. Maak dit nie bietjie skrik en bang vandag? Ja, dit maak my bang. 'n Goddelike vrees neem van my besit. Here, hoe staan my saak? Hoe staan my saak? Is ek reg? Is ek nog op die pad? Is die besluite wat ek geneem het, die dag toe ek gedoop het en my doopformulier voor God en die mens bely het, is dit nog van krag? Of het ek my Ford baadjie aan en ek skryf vir Isuzu? Here, U ken en U deurgrond my. U ken my sit en my opstaan. U verstaan van ver my gedagte. U deurvors my gaan en my lê, en U is met al my weë goed bekend. Want daar is nog geen woord op my tong nie, of U, Here, U ken dit geheel en al. U sluit my in van agter en van voor, en U lê U hand op my.
om dit te begryp is te wonderlik vir my, te hoog. Ek kan daar nie bykom nie. Waar sou ek heen gaan vir die Gees? En waarheen vlug vir die aangesig? Klim ek op na die hemel, U is daar, en maak ek die doderyk my bed, kyk, U is daar. Neem ek die vleuels van die dageraad, gaan ek by die uiteinde van die see woon, ook daar sou U hand my lei, en U regterhand my vashou. En as ek sê, mag tog net die duisternis my oorval, en die lig nag wees tot my beskutting, dan is selfs die duisternis vir U nie donker nie, en die nag gee lig soos die dag, die duisternis is soos die lig. Psalm 139, 1-12. Wow! Wow, wat 'n God dien ons nie. Prys die Here daarvoor. Maar dit is nie nodig dat ons sondes teen ons name hoef te bly nie. Dit is nie nodig nie. My broer en my suster, skep moed. Dis nie nodig dat ons sondes teen ons name hoef te bly in die oordeel om teen ons te getuig nie. Jesus bied aan, nou, terwyl jy hierdie woorde hoor, om al U en my sondes uit te wis. Hy bied dit aan. Hy bied aan om U in my hart heeltemal te reinig, om dit te herbou, 'n hart van vlees in te sit, en sy geregtigheid vir U en vir my toe te reken. Dit is wat hy nou vir U sê en vir my sê. Hy wil sy heerlike kleed van verlossing gee in ruil vir U en my besoedelde klere. Hy bied aan om ons sondes heeltemal weg te neem en nooit meer daaraan te dink nie. Hy roep na ons, kom dan tot inkeer en bekeer julle, sodat julle sondes uitgewis kan word. Handelinge 3:19. Die Here wil nie hê dat sondaars verlore moet gaan nie. Hy vind nie vreugde daaruit nie. Hy wil hê dat almal tot bekering moet kom. Hy het vir baie gesterf. Eintlik het hy sy lewe vir alle mense gegee. Net die wat hom aanneem, sal gered word. Net die wat hom aanneem en sy naam in die boek van die lewe is, sal gered word. Maar hy sal niemand dwing nie. Rules of engagement. Hy dwing niemand nie. Hy dwing niemand nie. Deur die Heilige Gees se inwerking word U en ek gedring. Dit in ons binneste vind daar iets plaas. Daar vind 'n roering plaas wat net 'n begeerte opwek om meer en meer soos Jesus te wees. En dis al waarvoor die Here wag. Dis al. Op daardie geleentheid doen hy wat hy die beste kan doen, en dit is om 'n lewe te red. Ons moet hom uit eie vrye wil aanneem, of ons sal in ons sonde sterf. Hy wil vir U en vir my vandag red. Vandag soos ons hier voor ons sien mekaar, en soos ons mekaar sien, sien hy ons. Hy wil vir U en vir my vandag red. Hy steek sy deurboorde hande na U en my toe uit vandag, en hy sê, hier is my verlossing vir jou. Ek bied dit vir jou aan gratis. En smeekend vra hy, laat hom wat wil kom, vandag. Amen. Broer Lou, dankie vir hierdie roerende boodskap. Ek dink elkeen van ons het 'n vraag wat ons moet antwoord. Ons Vader wat in die hemel is, wonderlik groot en heilig is U naam net nie. En dankie Here, dat ons ook weer eens hierdie lied kon sing. Dankie dat daar vergifnis is vir elke sondaar wat na Jesus kom. Ek bid Here dat die Heilige Gees sal stuur om ons te lei in die nuwe week wat vir ons voorlê. Dat U ons in die res van hierdie Sabbat sal behoed en bewaar, en dat U vir ons met 'n lied op ons lippe sal laat vir die res van die week tot ons mekaar weer ontmoet in Jesus naam. Amen. Amen.